Loretta, vandag se vraag is, my kop voel permanent besig. Kan skerms regtig 'n mens se brein verander? Oeh, ons hou daarvan. Dis 'n Wat groot sê vraag. jy? Ja, wat sê jy, Loretta? Wat sê ek? Kyk, as jy net logies dink oor hierdie ding, so voor ek nou hier lostrek met al die navorsing en die dinge, as jy net logies dink oor die mens se brein en jy dink oor hoe hy ontwerp was en hoe ons in die jare voor skerms dinge gedoen het. Ek het nou die dag hierdie aangrypende foto gesien van hoe dit was in die 80s en die 90s vir 'n tiener teenoor hoe dit nou is vir 'n tiener in 2026. En dis angswekkend hoe drasties verskillend hierdie tieners en kinders en volwassenes van vandag se lewens lyk as voor skerms 'n ek wil sê 'n inbraak gemaak het op ons lewens. Daai prentjie het duidelik gewys jy het kinders en volwassenes gehad wat gerolskaats het op die pad en koek gebak het en mense oorgenooi het en gebraai het en gelê en lees het en gelê en piknik hou het en hulle het onder bome gelê en gerus en met mekaar gepraat. En dit is wat die brein nodig het om te floreer. Maar wat ons toe nou doen is ons bring toe nou 'n skerm in ons lewens in. En wat gebeur met daai kortvorm, ek wil sê inhoud wat ons heeltyd inneem, is dat jou dopamienbane word nie net oorgestimuleer nie, maar hy verkort ook. Want dis soos 'n spier wat net nie meer geoefen word nie. So hoekom moet ons nou werk en moeite doen om die dopamien inset in ons brein in te kry? Voorheen vir jou om daai euforia te beleef, moes jy buite gaan stap het, jy moes 'n projek aangepak het, jy moes gaan oefen het, of jy moes gaan dans het, of jy moes saam met vriende, jy weet, connected onder die boom, of saam met familie 'n ete gehou het. Nou vandag, tel jy net jou skerm op en onmiddellik vuur jou brein al met dopamien. So wat gebeur is dit verhoog onder andere inflammasie in die brein, maar daar's 'n oorstimulasie wat plaasvind. So die neurone is te besig in jou brein. En ja, jy is absoluut te besig. En by die neuroplastisiteit wat ons ook hier oor moet gestels. Omdat ons breine nie meer hard werk om die dopamien insaal te kry nie, het ons nie meer 'n hoë toleransie vir stilte nie. Jy kan sien, jy sien dit vandag. Individue sukkel met stilte, hulle sukkel met verveeldheid en hulle sukkel ook met refleksie. Nou daai drie goed, stilte, verveeldheid en refleksie, is hoe die brein groei. So nie net voel ons breine te besig nie, maar ons breine is nie besig om te ontwikkel teen die tempo wat ons nodig het om ons deur ons lewens te sien nie. So jy het 'n verantwoordelikheid om grense in plek te sit met jou skerms. Jy weet, in refleksie, ek sê altyd, dis hoekom terapie so suksesvol is. Terapie is nie 'n mistiese ding wat ons doen nie. Jy word geforseer as die kliënt of pasiënt om te reflekteer oor jou lewe, en wanneer jy dit doen, bou jou brein nuwe bane. En dis daai bane wat jou toelaat om inligting te prosesseer wat inkom, om jou emosies te reguleer, om sin te maak van die ewige veranderende wêreld waarmee ons te doen het. En dis 'n wonderlike ding wat ons eintlik besig is om onsself van te ontneem as jy te veel met skerms te doen het. Ek kan nou dink dat instinktief verstaan ons almal refleksie, hoekom dit belangrik is. Ek dink ons almal besef as mense bietjie meer reflekteer oor wie jy is, waar jy is, hoe jou lewe is, hoe mens kan dan baie baat daaruit. Maar mense sukkel verskriklik met die idee van verveeldheid. Hoekom moet ek verveeld wees? Hoekom moet ek dan nou so sit en wens daar was iets anders om te doen? Wat baat dit ons om verveeld te wees? Verveeldheid is hierdie pragtige ding wat moet gebeur met kinders, met volwassenes. Want wat gebeur wanneer die brein verveeld is? Daar is 'n tekort aan 'n dopamien inset in die brein. En dan is hy geforseer om kreatief te dink aan maniere om daai dopamien in die hande te kry. Dit ontwikkel kreatiwiteit. Wat gebeur wanneer ons kreatiwiteit ontwikkel? Jy ontwikkel jou intelligensie. Kreatiwiteit en intelligensie is bure in die brein.
As jy nooit met jou buurman praat nie, kan ons nie 'n goeie verhouding met mekaar ontwikkel nie. As daai mure te hoog is, dan weet ons nie eers hoe ons buurman lyk nie. En kreatiwiteit is ek wil sê die gateway to intelligence. So wanneer jy nie verveeld is nie, het jy nooit daai canvas waarop jy kan verf met kreatiewe denke, met kreatiewe idees en kreatiewe uitset ook nie. Ja, en nou die ironie is, hoe meer kreatief jy is, hoe meer gestimuleer word die brein om emosies te reguleer. So dis hierdie pragtige siklus wat plaasvind in die brein wanneer jy genoeg verveeld is en jy dan genoeg kreatief is, dan wanneer jy genoeg kreatief is, dan begin jy jou emosies te reguleer en wat gebeur wanneer jy emosies reguleer? Jy connect beter met die mense om jou. Jy bou sterker verhoudings. Wanneer jy sterker verhoudings het, dan word dit net hierdie siklus waar jy kan verveeld wees en jy kan weer kreatief wees en dan is jy gereguleer. Dan is jy ultimately die gelukkigste mens wat jy kan wees. Nou daai is die goue sin, want ek dink baie mense luister hierna en dan dink hulle, ja, maar ek doen goed in my lewe. Ek bedoel, positiewe dinge gebeur, ek het familie, ek weet die kinders, almal gaan skool toe, ek werk, ek doen wat ek moet doen. Hoekom mag ek nie maar my tyd hê met my skerm waar ek die hele tyd wat mense doomscrolling? Hoekom mag ek dit nie? Hoekom moet ek nou, want ek neem aan ons sê so die hele punt is intentioneel dit dan nou neersit as dit dan vir my so lekker is. Ja. Dan is daar 'n ander ding wat ek wil bydra net voordat ons beëindig, is wat ons noem afwagtingsangs. Wat 'n skerm doen, is dit bring 'n element van afwagting, want die ander mense maak inbraak op jou lewe. So dadelik kan jy geboodskap word, jy kan via van e-pos uitnodigings ontvang en jou kalender beep vir jou wanneer hy sê, jy moet nou iets gaan doen, jy moet nou iets gaan doen, jy moet nou iets gaan doen. So wat die brein doen is hy is konstant op hierdie high alert van wanneer gaan ek volgende boodskap ontvang, wanneer gaan ek volgende. Hulle noem dit spookkennisgewings. Mense begin naderhand sukkel met spookkennisgewings waar jou brein uitdink of jy 'n beep of 'n ding kry op jou foon en dan gaan jy en jy gaan tel net jou foon op om te kyk of daar wel iets is. En ja, dit is besig om ons bietjie mal te maak, dink ek. As jy eerlik is daaromtrent. Hoe weet jy, want ek bedoel die vraag tog aan die begin is my kop voel permanent besig. Dit is tog die eerste sin van die vraag. So ek neem aan dit is een van die tekens dat wat jy of jou gedrag met jou skerm is dan nou dalk te veel vir jou eie brein. Ek neem aan dit is 'n teken, maar is daar ander tekens wat mens kan vooruitkyk van dit is nou 'n bietjie te veel vir jou en jy moet begin intentioneel hierna kyk? Jy weet, afwagtingsangs is 'n groot ding waaroor Dr. Matthew Walker praat wanneer hy praat oor slaap. Hy sê as jy net vir 'n halfuur tot 'n uur in die oggend jou foon kan uitlos voordat jy jou dag begin en jy kies, jy neem beheer oor jou lewe. Jy sê ek gaan nou vanoggend eers gaan stap en dan gaan ek 'n koppie koffie drink en dan gaan ek dalk in my joernaal skryf. Dan neem jy eienaarskap van jou dag. Maar as jy daai afwagtingsangs deeltyd het, want jy tel jou foon heel eers op in die oggend, dan het ander mense aanspreeklikheid geneem vir jou dag. Jou werk, jou kollegas, jou vriende, jou familie, die skool, wie ook al. En jy het dan nie eienaarskap van jou eie dag geneem nie. So wanneer jy net kan, bietjie afstand doen in die oggend spesifiek, dan verbeter dit jou slaap, dit verbeter jou verantwoordelikheid en die aanspreeklikheid wat jy ook neem in jou lewe. Ek dink dit onmiddellik behalwe vir die afwagtingsangs, die gewone of algemene angs wat dit sal veroorsaak om te dink, ja, maar daar kan iets met my kind gebeur of daar kan iets met iemand gebeur en ek is nie daar as want soveel mense los hulle selfone mos in die nag aan die klank wat ek nie verstaan nie. Want dan sê hulle, maar sê net maar daar gebeur iets in die nag en iemand soek en dan sê ek hulle sal maar in die oggend kry nog steeds en laat ek maar net geslaap. Ek uitgerus vir die probleem. Hoe ons dit vir onsself in ons kop vereenselwig met hoekom moet ek dit die hele tyd aan hê? Hoekom moet dit die hele tyd by my wees? Ek dink mens kan gerus daar begin dat goed,
terwyl die kinders by die skool is, jy hoef dan nie iets te antwoord nie. Wat gaan nou gebeur? Die kind het dalk iets vergeet by die huis en dit is in elk geval goed om dit te los. Dit sulke goeders voel vir my moet mense begin intentioneel in plek stel, want ons is so gewoond, dis nie net die scrolling wat lekker is nie. Dit is hierdie leuns wat ons, of stories wat ons vir ons nie liewers leuns nie, stories wat ons vir onsself vertel van hoekom moet dit die hele tyd in my hand wees, dat ek dit kan sien. Ja. En ek dink die woord leuns is nie te ver af van die waarheid af nie. Jou brein gaan enige storie vir jou vertel om by daai dwelm uit te kom. En die skerm word soos 'n dwelm. Nee, hy is 'n dwelm. Hy's 'n vorm van 'n dwelm wat jy inneem en jy kies om hom in te neem. Ek meen as jy net dink aan as jy byvoorbeeld vir 'n tiener grense in plek sit met die Wi-Fi of sê ek gaan 'n selfoon wegvat want jy kan hom nie hanteer nie. Daar is hysteria wanneer dit gebeur. En daar, ek meen dis die derde wêreldoorlog wat jy dan beklei in jou huis wanneer jy grense in plek sit met dit. Ek meen Jonathan Haidt praat baie eerlik in die Anxious Generation boek wat hy geskryf het oor hoe skerms mense se angs verhoog en hoe ons nie meer net normaal kan funksioneer nie. Daar's 'n rede hoekom die CEO's van Silicon Valley nie vir hulle kinders skerms gee nie. Ons moet doen wat hulle doen en kyk wat hulle doen. Ja. En as maar net soos altyd, ons sê nie, gooi die selfone weg, moet alles los nie. Ons het nou nie so, jy moet nou nie die baba met die badwater uitgooi nie. Dit gaan daaroor dat ons moet lewe met hierdie, en ons moet met alles in die lewe moet mens grense hê. Jy moet kan grense instel en jy moet kan verstaan wat die effek is, wat die impak is op jou lewe. En wees bewus van die realiteit van hierdie ding in jou lewe. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fik, sy is voorligtingsielkundige in Johannesburg. Alle besonderhede sal beskikbaar wees hierso saam met die gesprek, so gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek. Ek dink almal van ons wat selfone het, moet maar hierna luister. Miskien 'n bietjie dink daaroor en soos altyd, dit is die heel belangrikste. Kyk mooi na jouself.